Ons gaan hierdie Kerstyd in en as ek jou sou vra, wat wil jy graag hê? Is ek seker jy gaan 'n hele lysie kan opstel van goed wat jy nodig het, goed wat jy nie nodig het nie, maar wat jy graag wil hê. En dan is daar die ander goed wat ons ook graag vir onsself wil hê, soos vreugde en geluk en vrede. Dis die een ding wat ons waarskynlik wil hê vir ander mense, maar ook vir onsself, want daar is soveel onvrede rondom ons. Dis natuurlik die wens wat die engele ook met daardie eerste Kersnag ook uitgespreek het toe hulle gesing het, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Wanneer Jesus met mense gepraat het, het hy hulle gegroet, vrede vir julle. En wanneer daar dinge gebeur het, selfs iets dramaties in mense se lewens, het hy ook dan gesê, gaan in vrede. Paulus skryf dikwels sy briewe, hy begin sy briewe dikwels met genade en vrede vir julle. Dis wat ons wil hê, vrede. Want ons weet dat jy baie geld in die bank kan hê, maar geen vrede in jou hart nie. Dat jy aan die buitekant baie suksesvol kan wees, maar binnekant voel jy so leeg. Dat jy getroud kan wees, maar nie vrede in jou huis nie. So ons soek vrede, maar vrede wat van God afkom. En dis juist wat Jesaja skryf in Jesaja 26. Hy sê die volmaakte vrede kom net van God af. In vers 3 skryf hy sê die wat op die Here vertrou. En dan bid hy, gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. So almal wat op die Here vertrou, sal hy in volkome vrede bewaar. Almal wie se gedagtes op hom gerig is. So wat is hierdie perfekte vrede? Die woord vir vrede in die Ou Testament is 'n woord wat ons tog ken, Shalom. En hierdie woord beteken baie meer as net vrede. Dit beteken heelheid, volledigheid, die volheid van vrede, die perfekte vrede. Vrede met God, vrede met jou medemens, vrede met jouself. Dis algehele volkome vrede. En die interessante hier in Jesaja 26 vers 3. Hier staan, gee aan hulle Shalom, Shalom, Here. En die woordjie Shalom kom 2 keer na mekaar voor. So jy kry 'n dubbele porsie. Met ander woorde, die Here sê, ek sal jou my deel van vrede gee, maar gaan vir jou meer gee as wat jy nodig het. Dis volkome vrede. Nou moet jy ook verstaan dat vrede beteken nie dat jy nie probleme gaan hê nie. Jesus self was duidelik daaroor in Johannes 16 vers 33 sê hy, in die wêreld gaan jy moeilikheid hê, daar sal probleme wees, daar dinge gaan breek, daar gaan irritasies wees. So wat is Shalom, Shalom? Vrede word nie gevind in die afwesigheid van probleme nie, maar vrede word gevind in die teenwoordigheid van God. Dis Shalom, Shalom. Vrede is God se teenwoordigheid, God se versekering dat hy by jou is, selfs al gaan die lewe anderste as jy wat jy wil hê, dit moet wees. Miskien staan jy, dink jy daaroor en jy sê, maar nee, dit kan nie so werk nie. My verhoudings gaan nie meer goed nie, waar is die vrede? Ek is siek, waar is die vrede? Ek probeer my finansies bymekaar hou en Kersfees kom en die rekeninge stapel op. Waar is die vrede? Ek het kinders wat sukkel met wat ook al. Waar is die vrede? Hoe kan ek in sulke omstandighede Shalom, Shalom ervaar? En nou moet jy verstaan dat vrede begin, of die stryd om vrede begin dikwels in ons gedagtes. Ons kan die waarhede van die Here ken, maar ons gedagtes dwaal na onwaarhede toe. En ons twyfel om die woord van die Here te glo.
En daar's hierdie oorlog aan die gang in my gedagtes tussen wat God sê en tussen wat my gedagtes geneig is om verkeerdelik te glo. So die stryd om vrede begin in jou gedagtes. Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal Jesaja 26 vers 3. Dit sê, U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede, die mense wie se gedagtes op U gerig is. So wat sê Jesaja? Hy sê nie, jy gaan vrede hê wanneer jou gedagtes op jou finansiële probleme gevestig is nie. Hy sê nie, jy gaan vrede hê wanneer jou gedagtes op die toekoms gerig is nie. Of die slegte nuus van die dokter af nie. Hy sê, wanneer jou gedagtes gerig is op God, wanneer jy gefokus is op die Here alleen, dis wanneer jy vrede kry. Het Paulus ons nie al lankal geleer in Filippense 4 vers 6 en 7, waar hy skryf, hy sê, hy's in 'n Romeinse tronk. Hy sê, jy moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle gedagtes en harte die wag hou in Christus Jesus. So in elke situasie, wanneer babas gebore word, wanneer mense sterf, wanneer jou bankrekening hoog is, wanneer jou bankrekening laag is, wanneer jou huwelik op 'n hoogtepunt is, of wanneer jou huwelik uitmekaar uitval, in elke situasie, gebed en smeking met danksegging, rig jou gedagtes op God. En die vrede van God, sy teenwoordigheid, sal met jou wees. Mag jy dit ook so elke dag ervaar. Kom ons bid saam. Here, ons bid dat U ons gedagtes sal vernuwe. Maar Here, meer dat U ons gedagtes op U sal rig. Help ons om nie vas te kyk in dit wat rondom ons gebeur nie. Maar help ons om te fokus op U in elke situasie. En te weet dat ons kan vrede hê, maak nie saak wat ons omstandighede is nie, want U is by ons teenwoordig. Ons eer U daarvoor. Amen. Mag jy hierdie Kersseisoen die liefde en die vrede van die Here ervaar. Ons praat volgende week weer. Totsiens.